Familie, goeiemôre, dit is Vrydag en baie welkom weer vanoggend hier by Beleef se aanlyn platform. Dit is so lekker om jou vandag op hierdie manier te kan verwelkom. Nou vandag wil ek jou uitnooi om te besin oor 'n waarheid wat elke gelowige moet verstaan. Dat jou getuienis groei kragtig deur volharding. Hier is die ding. Soms lyk dit asof ons stories van oorwinning stil word. Die stryd gaan aan, uitdagings kom onverwags en dan kan dit maklik voel asof niemand sien wat God in ons lewens doen nie. Maar dis presies wanneer jou getuienis die krag van volharding openbaar. Jakobus 1 vers 12. Skryf Jakobus vir ons elkeen vandag. Hy sê: Gelukkig is die mens wat beproef word, want wanneer hy getoets word en volhard, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat God beloof aan die wat hom liefhet. Familie, jou getuienis is nie net 'n verhaal van 'n oomblik van oorwinning nie. Dit is die verhaal van volharding te midde van beproewinge. Jakobus herinner ons vandag dat God se beloning is vir die wat volhard, die kroon van die lewe. Jou getuienis kry geloofwaardigheid wanneer dit getuig van 'n hart wat nie opgegee het nie. Selfs al het daar 'n storm gebeur, selfs al is jy deur die dal van doodskade weer, selfs al het jy pyn en seer ervaar. Want volharding in jou getuienis beteken dat jy nie net deel wat maklik of gemaklik was nie, maar ook wat jou gekos het om te oorwin. Jou woorde van geloof in moeilike tye laat ander sien dat God se krag nie beperk is deur die omstandighede nie. Dink aan Job. Sy getuienis van God se getrouheid was nie in die dae van voorspoed nie, maar in die diepste pyn en verlies toe hy alles verloor het, toe hy op 'n ashoop sit en treur. Maar wanneer jy volhard, laat jy jou getuienis die krag van God se geloofwaardigheid weerspieël. Jou lewe word 'n lewende voorbeeld dat sy genade en sy trou mits ons volhard kan plaasvind. En elke keer as jy jou verhaal deel, van donker plekke na God se lig, word jou getuienis 'n padwyser, 'n rigtingaanwyser vir iemand anders wat worstel. So, familievolharding beteken nie dat jy nooit twyfel nie. Dit beteken dat jy besluit om jou geloof hardop te bevestig. Selfs wanneer jou hart bang of moeg is, jy nie lus het nie, want ons weet, God is getrou. En ons het dit gesien en ervaar. So ek wil jou vandag vra, watter dele van jou getuienis, van jou storie, is moeilik om te deel, maar kan ander dalk vandag inspireer? Hoe kan jy volhard in jou geloof en deur dit jou getuienis sterker maak? Wanneer jy terugkyk, sien jy God se hand in die tye toe jy byna moed opgegee het? Vra jouself vandag hierdie vraag. En onthou jou getuienis versterker deur volharde. Dis nie net die maklike oomblikke wat God se krag gewys word nie, maar die harde tye, die moeilike tye, waarin ons nog steeds glo en kan getuig. Kom ons bid saam. Here, dankie vir vandag. Dankie vir hierdie Here, dankie vir vandag, vir hierdie nuwe dag waar ons na U toe kan kom en net vanoggend weer so bewus kan word van ons getuienis. Here, waar ons hierdie week wandel, waar ons reis, uit die skrif hoor oor die krag wat ons getuienis kan dra, sê ek net vir U dankie, vir elkeen se storie. Here, help ons om vandag te volhard. Here, die rede hoekom ons vandag asem in ons longe het, is omdat U nog nie klaar is met ons nie. Vader, kom lei ons vandag, deur die Gees, kom wys ons, daar in die oomblikke waar dit moeilik raak, waarmee U besig is. Want ons weet, ons lewensverhaal is nog besig om geskryf te word. En Here, daar's tye waar ons getuienis gaan moet deel. En as ons nou opgee, gaan dit van geen waarde wees nie. So help ons om vandag te volhard. In Jesus naam. Amen. Familie, ek wil jou nooi, skakel weer môreoggend saam met my in vir die laaste oordeenking van hierdie week. Maar baie dankie dat jy so ver saam met ons reis. Mag jy 'n wonderlike Vrydag en 'n baie lekker naweek hê. In Jesus naam. Amen.